Nou vriende, ons is dankbaar dat u saam met ons na hierdie oordeenkings luister en die gebed van my hart is maar net weer eens vanmôre dat die Here ons sal seën met die waarheid van sy woord en dat ons sal weet dat hierdie waarheid van die woord ons juis rig en ons lei sodat ons waardig kan wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het. Nou ons is tans besig met so 'n tipe van 'n reeksie wat juis handel oor die gedagte van om te wandel waardig die roeping waarmee die Here ons geroep het. U sal onthou, ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor die gedagte dat die apostel Paulus soos 'n bedelaar voor mense staan, nie om van hulle geld of besittings of kos te bedel nie, maar werklik om voor hulle te pleit en by hulle te smeek dat hulle in die eerste plek hulle sal bekeer tot die Here en dan ook as hulle bekeer het tot die Here, dat hulle waardig sal wandel die roeping waarmee die Here hulle dan geroep het. Jy sal onthou die woordjie wat daar in Efesiërs 4 vers 1 staan, hierdie ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping is, I beg you, dis 'n pleidooi wat hy lewer, om vir mense op te roep, om te wandel waardig die roeping waarmee die Here hulle geroep het. Ek het vir jou ook gesê dat daar sekere redes is waarom Paulus dit doen en waarom hy die gemeente oproep om hierdie waardige wandel tentoon te stel, en van die belangrike dinge was gewees, sodat die wêreld die Here Jesus in ons sou sien. En dan het ek vir u gesê dat ook die Here ons hulpbronne gee om waardig te wandel. En ek gaan nie veel daaroor sê nie, maar u sal onthou die hulpbronne is die Heilige Gees en dan die woord van die Here. Ons het gesien die liefde van die Here wat in ons harte uitgestort is, gebed, die heerlikheid van die Here wat aan ons geopenbaar word, en al hierdie wonderlike dinge is gegee as hulpbronne, want ons kan nie waardig wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het as ons nie hierdie afhanklikheid aan die Here verklaar en ook besef dat hy ons in staatsteller is en hierdie hulpbronne aan ons gee om dan ook hierdie roeping uit te leef waarmee ons geroep het nie. Nou vanmôre gaan ons stil staan by die eerste gedagte in Efesiërs 4 vers 2, waar die apostel Paulus sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is met alle nederigheid. Nou baie belangrik is dat die apostel Paulus vir hierdie gemeente in Efese sê dat hulle moet wandel in alle nederigheid. Die vraag is, waarom sal Paulus begin met die gedagte van nederigheid? En ek het daaroor gedink en bietjie nagelees en ek wil vir u sê, as ons die Bybel bestudeer, sien ons die eerste sonde wat ons in die Bybel vind, is die sonde van hoogmoed. En die afleiding wat ek maak is dan ook uit die gedeelte daar in Jesaja 14 vers 13, waar die duiwel hom probeer verhef het bo die troon van God. Sy hart het hoogmoedig geraak. Hy wou nie langer God dien vir die God wie hy is nie, hy wou God self gewees het. En ek lees net gou vir u wat staan in Jesaja 14 vers 13. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. En ag, ons weet vriende dat die Here hierdie saak glad nie geduld het nie. Die Bybel sê vir ons dat die duiwel is uit die hemel gewerp, saam met 'n derde van die engele wat hulle verhef het bo God, en ons lees van hierdie sonde van hoogmoed, wat die duiwel dan ook sy posisie as engel van die Here gekos het. Nou as ons kyk vriende in ons samelewing, sien ons dat hoogmoed die groot probleem is in die samelewing, waarom mense nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Dink maar aan mense in ons land, die politici, ons dink aan huisgesinne, ons dink aan gemeentes, ons dink aan gemeenskappe, en ons kom agter dat families en vriende en allerhande verhoudinge word uit mekaar geskeur omdat mense te veel van hulle self dink. Mense sit op die troon van hulle eie lewe in hoogmoed, wil hulle doen wat hulle graag wil doen, hulle wil sê wat hulle wil sê, en dit breek verhoudinge, dit skeer mense uit mekaar, en selfs die kerk van die Here Jesus is nie gespaar daarvan nie. Daarom kom Paulus en hy sê, as ons sinvol wil lewe, as ons waardig die roeping wil lewe waarmee die Here ons geroep het, sal ons in die eerste plek by die punt moet uitkom dat ons nederig sal wees. As ons na die boek van wysheid kyk, die boek Salomo, dan sien ons telke male, of verskoon, die boek Spreuke, waar Salomo telke male skryf oor die gedagte van nederigheid. Kom ek lees vir julle 'n paar verse. Hierdie boek van wysheid wat Salomo geskryf het, wat bekend staan as die boek Spreuke, leer vir ons in Spreuke 11 vers 2. Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenis is wysheid. Die engel sê, when pride comes, there comes shame, but wisdom is with the quiet in spirit. U sien, wanneer hierdie hoogmoed kom, dan kom daar skande, maar by die nederiges is daar wysheid.
En is die probleem van ons tyd. Mense wil nie meer in nederigheid wandel nie. Spreuke 15 vers 33 sê, die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan die eer vooraf. Dit is belangrik om nederig te wees. Die Bybel sê die Here Jesus was sagmoedig en nederig van hart. En as ons by hom leer, sal ons ook rus vir ons siele vind. Spreuke 22 vers 4 sê, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Jy sien, dit is belangrik om te sien dat nederigheid deel van die kind van God se lewe moet wees. Dis belangrik dat dit deel van die kerk van die Here Jesus moet wees. Want as daar hoogmoed is, dan word 'n kerk uitmekaar geskeur. Want dan is elkeen vir homself en elkeen se woord geld en niemand wil buig onder die ander een nie. En dit bring chaos en dit bring hartseer en dit bring elende. Daarom is dit belangrik om te sien dat die apostel Paulus vir hierdie gemeente sê, wandel in nederigheid. Kom ons lees gou wat staan in Jakobus 4 vers 6 en 7. Daar staan, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die duiwel het Satan, of God het Satan weerstaan, die duiwel weerstaan, toe hy in hoogmoed teenoor God opgestaan het. En wat gebeur? God werp hom uit die hemel. Ons sien ook dat God weerstaan die hoogmoediges. Gaan lees die Ou Testament, gaan lees die Nuwe Testament, hoe God konings van hulle troon afgegooi het, hoe God konings gedood het, wat in hoogmoed teenoor hom opgestaan het. Ons dink aan Nebukadneser wat gras gevreet het, soos 'n dier, omdat hy sy hart in hoogmoed teenoor God verhef het. Ag, dis belangrik om te sien, vriende, dat hoogmoed die probleem is van ons tyd, en ook dikwels die probleem in die kerk van die Here Jesus. Daarom sê Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die oomblik wanneer ons in nederigheid aan God onderwerp, dan begin ons om te wandel waardig die roeping waarmee die Here ons geroep het, en dit bring meer dat ons ander dien, en dat ons in nederigheid wandel in die gemeente wat die Here ons dan ingeroep het. Ag vriende, om gered te word, moet jy eers nederig word. 'n Mens kan nie gered word as jy nie nederig is nie. Onthou die verhaal van die tollenaar en dan ook die fariseer. Die fariseer staan op die hoek van die straat en in hoogmoed lig hy sy oë na die hemel en hy dank God dat hy nie so sleg soos hierdie tollenaar is nie. En die tollenaar slaan op sy bors en hy wil nie sy oë na die hemel opgehef het nie. In nederigheid roep hy uit, o God, wees my sondaar genadig. Wat sê die Here? Hierdie tollenaar het regverdig na sy huis gestap, anders as die fariseer wat in sy hoogmoed bly voortleef het. Daarom moet jy eers nederig word voor jy gered kan word, om te besef jy's 'n sondaar en dat daar redding buite jouself gevind moet word, dat jy jouself nie kan red nie. Maar vriende, as jy gered is, sal nederigheid van daar deel wees van jou lewe, en dit sal groei na mate jy besef dat jy sonder die Here niks kan doen nie. 'n Kind van die Here wat nie in nederigheid groei nie, moet 'n vraagteken plaas agter sy redding. Iemand wat bely ek behoort aan die Here en in hoogmoed bly toeneem, is iemand wat heel moontlik die Here nie ken nie. Want die Bybel sê vir ons dat ons by die nederiges moet voeg, want God weerstaan die hoogmoediges van hart. Ek het hierdie baie besondere Halleluja die 276 raad gelees, en ek lees gou vir u wat staan daar. Daar staan, ons wil u nederig wy ons lewe. U volg waar u ons ook gelei. U gans ten offer oorgegewe, my dankbaarheid u toegewy. Getroue leidsman, slaan ons gade, volleinder, gee dat deur u krag, die heerlike werk van Gods genade in ons volbring word, dag na dag. Hierdie woorde, ons wil u nederig wy ons lewe. Dit begin by redding, en vriende, dit vloei uit in 'n lewe van nederigheid en onderworpenheid aan die Here, onderworpenheid aan mekaar, om so God te verheerlik. Daarom kom die apostel Paulus en hy sê vir hierdie gemeente, hy sê om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, met alle nederigheid. Onthou maar die groot gedagte wat die Here vir ons baie duidelik in sy woord sê, dat God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Kom ons buig voor die gesag van God se woord. Kom ons vra, Here, neem die hoogmoed uit my hart. Help my om te besef ek is eintlik nie so groot in myself soos ek werklik is nie. Ek is nie, Here, so belangrik soos ek dink ek is nie. Ag Here, ek besef, ek is ook maar net gras. Ek is ook maar net 'n skaduwee. Ek is ook maar net 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. Leer my om in nederigheid U te dien, ander te dien
en so waardig te wandel voor U. Mag die Here ons wysheid gee om te sien wat die Here vir ons wil leer en dan te wandel daarin tot verheerliking van sy naam. Groete vir U en mooi dag verder. Tada.